Ons is in die Rongo Rocks by Camp Granite en ons beleef 'n pragtige sonsopkoms aan die een kant en aan die ander kant die volmaan wat sak. Wat 'n fantastiese begin van nog 'n nuwe dag op toer. 'n 3-weke ekspedisie van 6.500 km. Saam met die Du Plessis, die Harolfs, die Hoppers, die Loodse, almal van Nyasa en die Nelle van Calvinia. Reis saam met ons op Ekspedisie Guguland. Ons beleef 'n pragtige oggend by Camp Granite in die Orongo Gebergtes in Noord-Namibië. Môre, het jy lekker geslaap? Ons het 'n foutjie gemaak in die winkel. Lekker gaan liewe skykie. Sugar free, ja. Camp Granite hier by Rongo Rocks bied 'n unieke kampervaring met 'n kamp pragtig uitgelê tussen groot rotse. Vir ons wat hou van 'n meer wildkampervaring is dit perfek. Die Rongo gebied is ook die tuiste van die rooi wang parakiet en hulle is pragtig. Vanoggend het ons tyd om die omgewing van die Rongo Rocks te verken.
Dit is ook tyd vir 'n lekker stort en om 'n paar kamptaakies te verrig. Later vul ek ook my kaart in om te kyk hoe ver het ons al gevorder en wat nog vir ons voorlê. Sê 3 op, okay. Dan met die teerpad, kom die los, ja. Dan Daar noord van 'n heerlike brunch of vroeë middagete kom tevoorskyn terwyl ek so lank van die videomateriaal stoor op my rekenaar. waar is die kaart? So lunchtime snackies. En Leon, the office day. Na ete prop al die kinders in Bertha se bakkie om te gaan swem by Irongo Rocks se ontvangs. Ja, jy kry nie. Mia was Mia. Oei. Ja, maar verder. En dan begin ons ook die voorbereiding vir vanaand se potjie kos. Bietjie by is. Laatmiddag stap ons na Pride Rock om 'n pragtige Namibiese sonsondergang te beleef. Find out. Na 'n sonsak om te onthou, stap ons terug na die kamp en gemaak ons potjies klaar wat ons vroeër begin het en geniet 'n heerlike aand by Camp Granite, Irongo Rocks. Gesondheid. Ja, ek dink hierdie weer die kompetisie. Lekker hoor. Dit is 'n vroeë oggend begin by Irongo Rocks. 'n Tamara dik kom groet. En terwyl die volman sak, pak ons kamp op om weer 'n lang dag se ry aan te vat
noordwaarts. Net na 7:30 val ons in die pad rigting Omaruru, Ochu en Upuvu. Ons kruis die Omaruru rivier en ons stap ook diesel in die dorpie voor ons verder ry na Ochu en Upuvu. Okay, dis nou net na 9, ons is deur Omaruru. Met 2 wonderlike dae gehad by Erongo Rocks. Regtig 'n fantastiese kampplek. Dis die mooiste sonsopkoms en sonsondergang wat ek in 'n lang tyd gesien het. So ja, dit was lekker met vir 2 dae 'n bietjie tot verhaal te kom na die lang ry. Maar ons het nou vandag nog 'n lang stoot voor tot by Upuvu. Maar ons vanaand geslaap by Kahuku Mopani Lodge en dan môre nog so 200 km tot by Ipupa Valle. So ja, ek besef net weer die afstande in Namibië is ongelooflik. Die plek is groot. So nog 2 dae se ry tot in die Kahuku land. En dan ja, dan begin die groot van. So 80 km die grondpad en dan gaan ons op die 4 dae by die bakkery. Ek het toch ja, opgevoed door die bakkerij. Dat is niet het lijkt. Laatoggend kom ons aan in die dorpie Ochu en stop by die bekende Ochu bakkery. Ons maak ook vinnig 'n draai in Spar, want hiervandaan sal winkels en varsvoorrade al hoe skaarser word. Na 'n heerlike bederf by die bakkery, neem ons dan die pad verder na Kamanyap. Met 'n yskoue wind wat waai, rek ons bene in Kamanyap.
Nou begin ons ook al hoe meer mense in hulle tradisionele klere sien, mense van die Herero en die Himba groepe. Die roete neem ons dan wes om Etosha, ons kruis later die rooi lyn, wat van suid na noord glad nie 'n probleem is nie. Die rooi lyn is 'n belangrike beheerpunt vir die voorkoming van die verspreiding van back and claw seer na die suide van die land. Ons sal hom later op ons toer weer in Palmbach kruis. Maar hier is nogal redelijk verkeer weer hier, né? Meeste van die mense bly net maar in die noorde van die land is, maar hulle koneksie kom met die Caprivi-stad so. Kort voor Upuvu draai ons af na 'n oase op ons roete, na 'n lang dag op die pad, Kahuku Mopani Lodge. Hoe was julle dag? Baie lekker geweest. Ver gery, maar was lekker. Ja, interessante goedjies gesien langs die pad. Ja, baie lekker. Het was lekker. Ja, lekker lank. Taf, nee. Ja. Maar paar lekker highlights. Bakkerij en Otjie was lekker. Ja, absoluut. Wat Lekker. was het? Er was hij zo weer al die pad naar Namibia om weer bij dat restaurant te gaan. Papa, julle die dag survive. Die dag survive, ja. Ek moet sê die extra seat in die kar help baie, so die kinders het spasie om te lê en te wat en te doen. Ja, By die business end, né? Ja. Ons het nou die noordelike kilos ingesit en nou is ons hier. Hoe gaan dit hier by die loodse? Nee, by die kamp staan. Maar het was 'n lang dag. Dan vroeg begin, lang ry. Namibia is een baie land, mense. Maar het was lekker. En het is lekker om 'n plek om hier aan te kom laas vandag. Very nice. That's Namibia for you. Hey. Long distance, is long days. Ja, dat don't complain. Ja. Die is rarig, baie. En nou begin ons kom waar ons wil wees. Ja. Ons het 'n rukkie gery met die kar. Daar was 'n bok of twee langs die pad. Nou ons het net twee ou sakkies hout hier. Soos as ek maar nou by die kroegpaar kan kry. Want jy sal my nie glo nie, maar iemand het vir my vertel. Ons gaan maar rustig wees. Kom maar vir maak dit. Nie te rustig nie, né? Ons kan maar lekker rustig wees. Terwyl die kinders die swembad geniet, gaan drink ons 'n betaaldoppie by die kroeg en geniet 'n mooi sonsondergang by Kahuku Mopani. We moeten Gourits voor naar festival. Welkom in die Kahuku-land. Hier is al die tweede kyk by. Een lieflike aand op toer by 'n lieflike kampplek, Kahuku Mopani Lodge, Upuvu. Vanoggend word ons wakker met die natuurlike wekker van 'n hoender.
Maar bietjie koud vanoggend hè. Ja nee, omtrent hoor. Omtrent. Môre. Hier sit hulle. Môre. Kahukumupani Lodge, 'n lieflike kampplek naby Upuvu met goeie geriewe en 'n perfek oornagstop op pad na die Upupavalle. Ons pak vanoggend rustig op en sit sommer so in gesels oor die roetes wat nog voor lê. Sê vir my, ons sorg dat ons 10 uur hier is op Upuvu. Dan word ons dit maklik te maak by Marble Mine voordat ons. Maar as ons laat begin dan is dit fyn. Ons sal maklik goed begin. Ons het dan gistermôre aan Ja. Ja. Okay. Maar dis maar G-track, daar's nie pas. Ja, ons gaan oor die Otjiha pas. Maar hy is nie te berg, dit is klipperig. En ons ry hom nou af en nie op nie. Dit is tyd om aan te beweeg en ons vat die pad noordwaarts rigting Upupavalle. In Upuvu maak ons alle brandstoftenke propvol. Van nou af raak betroubare brandstofaanvullingspunte skaars. Upuvu. In Herero beteken dit is verby. Die einde van geteerde paaie, die begin van die Kahukuland. Ons volg dan die grondpad verder noord na die grens van Angola, die Kunene rivier en die Ipupa waterval. Langs die pad trek ons af vir middagete. Ons begin voel ons is ver van die huis af. Die beskawing word al hoe minder en die avontuur word al hoe groter.
snel naar Sweetie. Geen nog, raai maatjes op. Je moet ook in de keten. Sweetie. Maar. Sweetie. 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 Na avontuurlike 180 km sien ons uiteindelik die palms van die Ipupha Falls Lodge. En uiteindelik, meer as 3000 km vanaf Knysna, maak ons kamp onder die palmbome op die oewer van die Kunene rivier by die Ipupha Falls Lodge. Ik ben 500 kilometer gereden. Ik zou met girls toe kom swem. In die middel van die winter. In die middel van nêrens. In die middel van nêrens. Ek al sien ek kan jy dit doen. Wat doen jy nou uit te maak? Kry ek hom. Waar is julle nou? Uitsa. Die noordste punt. Maybe 3000 k's from mine. But worth it. Worth it, eh? Long drive, but Men, stunning. Kyk net daar. Oh, wat 'n plek om te staan, hè? Sien nog uit om 2 aande hier so te kamp en te kuier, relax. te relax. Absoluut. Dis maar soos in die Bybel. Hoe alles aangekom het as dit Daai selfe gevoel. tref. So it is something else. Na ons kamp gemaak het en afgekoel het in die swembad, kan ons nie meer wag nie en ons gaan kyk na die valle. Vir die plaaslike Himba gemeenskap is dit maar net nog 'n dag van oorlewing. Maar vir ons op toer is dit 'n hoogtepunt.
So beleef ons nog 'n asemrowende sonsondergang toneel. Na 'n wonderlike dag op die kontinent wat ons huis noem, Afrika. In die volgende episode reis ons dieper die Kahuku land in.